Goeiemôre my liewe vriende. Ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Ek hoop dit gaan baie goed met julle en dat julle gesond is en dat julle nog steeds opkyk na die hemel, want ek glo die koms van die Here Jesus is baie naby. Ek het vanmôre net 'n kort boodskap wat ek graag met julle wil deel. So terwyl ons so sit, kom ons maak die oë toe en dan bid ons saam. Ons dierbare Here Jesus, U is die Seun van die lewende God. En ons aanbid U vanmôre. Ons dank U vir 'n pragtige nuwe dag wat U in ons lewens toegevoeg het. Ons dank U, Here Jesus, vir al die gawes wat ons verniet uit U hand uit kan ontvang. Dankie vir lewe en dankie dat U beloftes elke dag by ons is, dat U ons nooit sal versaak nie, dat U ons nooit sal verlaat nie. Dierbare Vader, waar ons vanoggend besig gaan wees met U woord, vra ons dat U ook hierdie boodskap vanoggend aan ons elkeen ryklik sal seën. Dankie vir elke hoorder vanoggend. Wil U die saad wat gesaai word, Here, deur die Heilige Gees diep in mense se harte inplant. U weet wie hierdie woord nodig het. Openbaar vir ons vanoggend U woord en voed ons met die brood van die ewige lewe. Ons eer U daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe vriende, ons lees vanoggend een teksvers uit die Bybel uit die boek van Johannes 21 en dan ook vers 11. Daar is wel geskrywe: Simon Petrus het in die skuit geklim en die het op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Tot sover ons skriflesing, mag die Here dan ook sy woord ook vanoggend aan elkeen van ons ryklik seën. Ons kom vanmôre en ons praat 'n bietjie oor hierdie skrifgedeelte. Nou die fout wat baie van ons maak wanneer ons die Bybel lees, is dat ons skriftekste vat. En dan pas ons dit toe op ons lewe en ons sê vir onsself, ja, hierdie skrifteks is gepas vir hierdie situasie, of hierdie skrifteks is vir hierdie mense bedoel. Of ja, as ek hierdie skrif vir mense voorhou, dan gaan hulle dink ek is goed in die Bybel ingelê en ek verstaan waaroor dit gaan. Maar wat ons nie verstaan nie, is dat baie keer kompartementaliseer ons die skrif. Ons lees die Bybel in sulke kompartemente. Maar wanneer 'n mens diepgaande Bybelstudie doen, en 'n mens laat die woord van die Here verklaar, dan openbaar die Here vir ons waarhede wat ons as mense nooit aangedink het nie, en wat ons absoluut op wonderlike maniere versterk. Johannes 21. Ons kry hier 'n gebeurtenis waar die Here aan die disippels verskyn vir die 3de keer na sy opstanding. Maar ons moet eers gaan kyk na Lukas 5. Want in Lukas 5 is daar 'n soortgelyke gebeurtenis opgeteken. En in Lukas 5 kom die Here en hy sê op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan. En dit is baie belangrik dat ons daardie
term sal onthou, Genesaret. En die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor. Sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. En die vissers van die skuite het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra vir hom om dit 'n entjie van die oor af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang." En hier kry ons die eerste groot visvangs, maar ook die roeping van Simon Petrus en die disippels. Jesus kom en hy sê vir hulle: "Man, gooi dit na die ander kant toe uit." Simon sê vir hom, en luister wat die woord is wat Simon vir hom sê, hy sê: "Meneer," want hy het Jesus nog nie geken nie. Alhoewel Jesus net 'n paar dae tevore sy skoonma genees het van 'n baie hoë koors. Ons weet nie eens of Simon daar was nie, maar hy het hierdie wete gehad dat hier iemand is wat sy skoonma genees het. Hy sê: "Meneer, ons het die hele nag deur geswoeg sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi." En ons sien toe Petrus het toe die nette uitgegooi, en daar vang hulle 'n geweldige groot klomp visse. Dat Simon so verbaas gestaan het, dat hy op sy knieë neergeval het. En toe sê Simon vir Jesus, hy sê, en ek lees dit vir julle: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Hy praat van meneer, want hy het Jesus nie geken nie. Maar nou kom hy agter wie Jesus is, en die woord Here beteken iemand wat 'n baas is. Iemand wat in beheer is, iemand wat 'n bestuurder is. Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. En Jesus het toe vir Simon gesê, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so gelaat en sy volgelinge geword. Hier los Petrus sy beroep, wat hy gehad het van kleintyd af, 'n visserman. En ons sien Petrus hierdie sterk, breingebrande, ruwe visserman, hande vol eelte. Hy was waarskynlik 'n matroos gewees, en hy het 'n graaf genoem en 'n spitvurk genoem. Hy het nie omgegee om te vloek as die lewe teen hom gedraai het nie. Hy het gedoen wat hy wil, gesê wat hy wil. Maar hier ontmoet hy vir Jesus. En ons sien dat Petrus los alles net so en hy volg vir Jesus. En dan kry ons die 3 jaar wat Petrus saam met Jesus geloop het as 'n disipel. Hy het gesien hoe Jesus die skares voed. 5,000, 7,000 mense met 2 visse en 5 broodjies. Hy het gesien hoe Jesus duiwels uitdryf. Hy het gesien hoe Jesus melaatses gesond maak, blinde mense, mense wat doof is, vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, meer as 40 wonderwerke het Petrus met sy eie oë gesien. Hy het die woorde van Jesus gehoor. Elke dag as Jesus gepreek het en hulle toegerus het vir die roeping vir hulle as disippels. En toe kom daar die verskriklike dag,
dat Jesus vir hom gesê het, Petrus, voor die haan 3 maal kraai, sal jy my 3 maal verloon. Voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het die heeltyd nog vir Jesus gesê, Here, ek sal sterf vir U, ek sal doodgaan, ek sal U nooit verraai nie, ek sal U altyd volg. En toe gebeur dit. Is jy nie een van die disippels wat hom gevolg het nie? En Petrus sê, nee, ek ken hom nie. En 'n ander een het gesê, maar ek het jou gesien, jy is deel van daardie groep van hierdie Nasareëner. En die Bybel is so ernstig dat die Bybel sê, Petrus het gevloek en gesê, maar ek ken hom nie. En toe hy Jesus die 3de keer verraai het, toe het 'n haan gekraai. En Petrus het sy kop in skaamte gesak. En het hy die gesigsveld uit verdwyn. Hy was nie eens een van die gewees wat die kruisiging waargeneem het. Hy was nie eens daar gewees nie. Hy het so skaam gekry vir dit wat hy gedoen het. En ons sien dat Jesus het na sy dood, het hy 3 keer die disippels besoek. Maar Petrus, hy het moed opgegee, hy het gesê, ek wil nie meer nie. Ek is moeg. Ek wil nie meer nie, ek wil teruggaan na my ou lewe toe. En ons sien dat Petrus het weer sy ou lewe opgeneem. En hier kry ons vir Jesus, en daarom is dit so belangrik. Die see van Galilea word ook die see van Tiberias genoem. Want in Johannes 21 lees ons dat daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. En dis wanneer ons 'n bietjie dieper in die Bybel moet gaan kyk, en dan openbaar die Here vir ons iets ongeloofliks van Jesus se toewyding aan ons. Jesus loop vanaf Jerusalem, nadat hy opgestaan het uit die dood uit, nadat Petrus sy disippelskap opgegee het, sy volgelingskap opgegee het, en teruggegaan het na sy ou werk toe. Want jy sien, my liewe broer en suster, die see van Galilea en die see van Tiberias is ongeveer 80 myl, 126,8 kilometer vanaf die plek waar Jesus opgestaan het uit die dood uit, nadat hy gekruisig was. Jesus loop 126,8 kilometer. En hy kom daar by Petrus, waar Petrus besig is om vis te vang. Die Bybel sê, dit het so gebeur. Ongelooflike woord, dit het so gebeur. Onthou nou in Lukas 5, waar die Here vir ons sê, van die groot visvang. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem word, en Nathanael van Kana, in Galilea, en die seuns van Zebedeus, en nog 2 ander disippels, was daar saam gewees, by hulle visserskuit, en Petrus sê, ek gaan visvang. En toe sê die ander, ons gaan ook saam met jou. En hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Klink dit bekend? 3 jaar na dieselfde ding wat met hulle gebeur het, toe hulle geroep is as disippels, van hierdie bewese vissermanne, wat die see ken, wat die visse ken, wat presies weet hoe om vis te vang hulle absoluut niks nie. En toe dit al lig was,
het Jesus op die strand gestaan, nadat hy 80 myl ver geloop het. Dis amper van Johannesburg af na Witbank toe, wat Jesus loop. En hy kom daar by hulle, en hy sê vir hulle, hallo Petrus, hallo Simon, hoe gaan dit met jou? En ons kan uit die aard van die situasie kan ons verstaan dat Simon was skaam geweest om te sê, Here, ag, weet jy, ek stel nie meer belang nie. Ek wil nie meer volgeling van u wees nie. Ek het u verraai. Onthou u, Here, toe ek vir u gesê het, ek is 'n sondige man. Ja, dit is wat ek is. Ek is hopeloos. Ek is sommer net gemors. Ek is niks nie. En dan kom ons en Jesus sê, het julle al iets gevang? En Petrus hy sê, nee. Hy sê net nee. Hy sê nie, ons het die hele nag niks gevang, soos die vorige keer nie. Hy sê net nee. En toe sê Jesus vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sê julle iets kry. Ek dink Petrus en die ander disippels het met verbasing gestaan en gesê, maar dit het 'n vorige keer gebeur. 'n Vorige keer. Hulle het niks gesê, op grond van u woord sal ons dit uitgooi nie. Hulle het dit net gedoen. En vanweë die groot klomp vis kon hulle dit nie intrek nie. En ons sien Petrus het vir 2 ander skuite, het hy gewink en gesê, kom help. En ons sien hier, vang hulle 153 visse. Het jy al gewonder, hoekom daar spesifiek in Johannes 153 visse genoem word? Hier is nog 'n absolute wonderlike betekenis van hierdie 153 visse. Jesus vergelyk in die Bybel visse met mense. Petrus, jy gaan nie meer 'n visserman wees nie, maar ek gaan jou 'n visser van mense maak. Ek gee vandag vir jou, Petrus, 153 redes, sodat jy kan weet dat ek Jesus die Christus is. Dat ek Jesus die verlosser is. Petrus, ek sê vandag vir jou, it is not over till I say it's over. Jy mag miskien dink is verby. Jy mag miskien verswelg wees in jou ou weë en jou sonde en hoeveel keer het jy nie die Here al versaak nie. Maar Petrus, ek het 126,8 kilometer ver geloop om vir jou te sê, ek het jou lief. Petrus, ek het jou geroep, ek het vir jou roeping gegee. Op jou sal ek my kerk bou. En dan vra Jesus van hom ook die spesifieke uitlating. Hy sê, Petrus, het jy my lief? En dan sien ons Petrus sê, ja Here, u weet dat ek u lief het. En die woord wat hier gebruik word is, in die ou Aramees is, Petrus, het jy my lief, soos 'n vriend lief het. En Petrus sê, ja Here, ek het u lief soos 'n vriend lief het, 'n broer lief het, 'n pa 'n seun lief het, 'n ma 'n dogter lief het. En dan sê die Here vir hom, laat my skape wei. En dan kom die Here tweede keer en hy sê, Petrus, het jy my waarlik lief? En Petrus
die Here Jesus so aangekyk en hy gesê, Here, weer eens, ek het u phileo lief, ek het u lief soos 'n vriend lief het. En dan kom die Here Jesus en hy sê, laat my lammers by. Weer die roeping. 3 keer. Kom die Here, die 3de keer wat Jesus aan hulle verskyn het, 3 dae wat Jesus in die graf was, 3 keer roep hy weer en bevestig hy Petrus se roeping. Vir 3de keer vra die Here vir Petrus, Petrus, het jy my lief soos wat God 'n mens lief het? En Petrus het sy kop laat sak en gesê, Here, u weet, ek kan u nie lief hê soos wat u my lief het nie. Soos wat God 'n mens lief het nie. Ek kan u lief hê soos 'n broer, 'n vriend, 'n pa, 'n ma lief het. Ek kan u lief hê net soos 'n mens, en dan sê die Here vir hom, dit is genoeg vir my. Pas my skape op. Is ongelooflik. Hierdie is eintlik 'n vervulling van Esegiel 47, waar daar 'n visioen aan Esegiel gegee is van water wat uit die troon van God uitvloei. En hierdie water het lewe, en daar waar hierdie water bymekaar kom, sê die Here, is daar visse. Menigte visse. En dan gaan kyk 'n mens dieper in hierdie 153 visse, en dan kom 'n mens agter dat die betekenis van hierdie 153 is dit praat van genoeg, abundance, meer as genoeg. Dit is eintlik 'n groot wonderwerk, hierdie vangs, en dit verseker die sukses as ware van die disippels as hulle die evangelie van Jesus se opstanding en sy lewe aan mense vertel. Abundance. Dit is ook 'n getal van volheid. As jy gaan kyk na hierdie 153, dan sien 'n mens dat hierdie 153 is 'n driehoekige nommer. Wanneer jy die nommer 1 vat, dan is hy 1 op homself, 'n priemgetal as wat 'n mens kan sê. En dan vat jy 2 en jy sit dit aan die onderkant en jy sit die 1 aan die bokant wat 'n driehoek vorm. En dan vat jy 3 en jy sit 2 aan die bokant daarvan en 'n 1, dan vorm dit weer 'n gelyksydige driehoek. En wanneer jy dit 17 keer doen, dan kom jy by die getal 153 uit. Wat as ware gekoppel word aan die 10 gebooie, wat ook 'n driehoekgetal is, die 7 gawes van God se genade, wat ook 'n driehoekgetal is, en dit verseker aan ons verlossing, en dit verseker aan ons dat die Here gebruik wiskunde in sy woord en profeseë in sy woord. Dit verteenwoordig ook die gematria, wat in die Grieks vertaal word met seuns van God. Simon, jy en my disippels, jy en elke disipel wat deur hierdie driehoekgetal bygevoeg sal word as 'n volmaakte getal van die vissers van mense wat die evangelie sal versprei oor die wêreld totdat dit 'n volledige getal is.
julle sal genoem word seuns van God. En daarmee saam ook dogters van God. Hoi, 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 toei, theoi. Seuns van God. Numeries tel hierdie getal ook op tot 153 en verteenwoordig die visvangs van alle mense wat na die Here Jesus toe sal kom. Ons het gesê Jesegiel 47 is die voorskou van die evangelie wat al die nasies van die wêreld sal bereik. Hierdie derde verskyning van Jesus aan Petrus met die 153 redes wat hy vir ons gee om te sê, ek het jou geroep. Ek bevestig vanoggend jou roeping. Ek bevestig jou kindskap. Is ook die eenheid van die kerk. Net soos wat hierdie net nie geskeur het nie en al hierdie visse binnehou, praat die Here Jesus dan ook hier in 'n diepgaande betekenis en hy sê, so sal my kerk tot in ewigheid staan en sal dit nie skeur nie. Daar sal 'n eenheid wees in die kerk sonder dat dit sal skeur. Die ware kerk van Jesus Christus. En dan is daar nog 'n dieper betekenis wat hierdie woord ook vanoggend aan ons bring en dit praat oor Jesus se bonatuurlike. Want jy sien, hierdie wonderwerk gebeur nadat Jesus vir hulle gesê het om die nette oor te gooi. Jesus het geweet waar die visse is. Net so weet Jesus ook van elke mens op hierdie aarde wat hom sal aanneem as persoonlike verlosser. Hierdie ongelooflike plan van God om die wêreld te red wat hy liefhet. Sy bonatuurlike krag en ook sy rol in die verlossing van elke vis wat gevang word vir die evangelie van Jesus Christus. Kan u sien hoe wonderlik hierdie boodskap is? En ons het een versie gelees, maar daar is soveel betekenis wanneer ons die woord van die Here in geheel sien, dat ons absoluut begin besef. Maar Jesus is die Christus. Hy is die verlosser. Hy is die enigste een wat waardig is om aanbid te word. En wanneer Jesus dan ook na my en jou toe kom, en hy roep my en jou uit ons ou lewe uit, ons ou werk uit, en daar gebeur iets in ons lewe wat ons net sê, Here, maar ek is nie waardig nie. Ek wil nie meer nie, ek kry te skaam oor die dinge wat ek gedoen het. Ek is 'n sondige mens, Here. Ek het U verraai, hoeveel keer in my lewe, hoeveel keer was ek 'n struikelblok vir die evangelie van Jesus Christus. Here, ek is dit nie werd om 'n kind van U genoem te word nie. Dan kom Jesus en hy sê, ek het jou lief. En as ek jou roep en ek vra vir jou, het jy my lief? En ek doen dit 3 keer of 100 keer, dan is dit vir my genoeg. Jou liefde vir my. En ek sal jou toerus, en ek sal jou opbou, en ek sal vir jou alles gee wat jy nodig het, my kind, om visser van mense te wees. Moenie opgee nie, moenie moed opgee nie. En dan sien ons Petrus kom terug, en ons kry hulle daar in die bokamer 120, waar hulle saam is, alhoewel hulle nog steeds bang is vir die gebeure.
En dan kom die Heilige Gees. En die Heilige Gees rus hulle toe. En hulle stap uit met hierdie 4 tonge van die Heilige Gees wat in hulle harte ingekom het om hulle roeping te bevestig en hulle begin die evangelie verkondig onverskrokke, vreesloos vir dit wat mag gebeur. En dan kom 5000 mense tot bekering. En dan word hierdie volmaakte getal van 153 bygevoeg. En so gaan hulle uit en hulle verkondig die evangelie. En ons lees hier in Johannes 21 ook, dat die Here het dit vir hom gevra. Hy het hom gevra, hoe het jy my lief, Petrus? En die Here sê, hy sê, dat jy sal my verheerlik deur te sterf as 'n bejaarde persoon. En ons weet Petrus was maar in sy 60's gewees. As 'n bejaarde persoon, waar jy ook gekruisig sal word. Waar mense jou sal opneem. Hy sê hier, en wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Dink jy dat God weet hoe jy die dag sal sterwe? Dat Jesus weet hoe jy deur jou dood hom sal verheerlik? Hier sien ons dit met Petrus. Tot op die einde sal ek by jou wees. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna het hy vir hom gesê, volg my. Ons sien dat Petrus toe Jerusalem of toe Rome gebrand het en die Christene so gewelddadig vervolg is deur Nero, was Petrus en Paulus was daar gewees. Petrus het onderste bo aan 'n kruis gesterwe, want hy sê, ek is dit nie werd om soos my Christus te sterwe nie. Hulle het hom gebring en hom vasgemaak, waar hy nie wil wees nie. Maar op hom is die kerk van die Here Jesus Christus gebou. Die Here het 'n plan met my en jou lewe. En dit is die boodskap vanoggend. Ek gee vir jou, my kind, 153 redes hoekom ek die verlosser is. Hoekom ek gedoen het dit wat ek gedoen het. Hoekom ek na hierdie aarde toe gekom het om jou nie net te red nie, maar om jou te roep as my kind, as 'n seun en 'n dogter van God, om jou toe te rus, om die evangelie uit te roep van Jesus Christus en die getalle by te voeg, want jy, my kind, is ook 'n visser van mense. Mag die Here sy woord aan ons elkeen ryklik seën vanmôre en mag jy ook opgebou wees deur hierdie boodskap vanoggend. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U het elkeen van ons geroep. U het ons bygevoeg tot hierdie kerk, ware kerk, wat nooit sal skeur nie. Ons is seuns en dogters van God, erfgename, mede-erfgename van U koninkryk. Ons is volgelinge van Jesus Christus, en alhoewel ons in onsself baie keer sondig, Here, is U bereid. Maak nie saak wat die afstand is nie, om na ons toe te kom, in ons wanhoop, in ons
keuses om terug te gaan na ons ou lewe en kom jy opnuut en hy roep ons. Volg my. Ek het jou lief. Ek is jou verlosser. Ek gee vir jou 153 redes, meer as dit, om my te volg. En Here, dan sluit U Johannes 21 af, om te sê, daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit in een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir hierdie boeke hê. Die volheid van U verlossing. Here, gee dat ons dit nooit sal vergeet nie, dat U alles van ons weet, dat U ons ken. Ons ken ons self nie eers soos wat U ons ken nie. En Here, dat U vir ons, tot en met ons dood, 'n plek voorberei, sodat ons weer by U kan wees. Seën elkeen met hierdie boodskap vanoggend. Ons loof en prys U in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen.